Ons is in 'n 21 dag vas en gebed. Ons maak vandag klaar. So ek hoop, die wat kos gevas het 'n ete wat wag by die huis. Hulle van my vriende het ook gevas in die tydperk en hulle sê, die voice note sê net so, ons het gisterand klaar gemaak met ons vas en dit was wonderlik gewees. Van u het nie kos noodwendig gevas nie, u het dalk sosiale media of enigiets anders gevas. Dankie daarvoor. Want ons het in die laaste 3 weke, die eerste week het ons gepraat oor die deurbrake wat plaasvind as jy as individu vas. Laas week het Tristan vir ons vertel van dat daar oorwinning is in Christus. Dat jy deur hierdie vasperiode ingestem raak en die oorwinning kan beleef. Wat moeilikheid begin mee, is 'n aanbidding waarmee dit eindig. Vandag wil ek verduidelik, hoekom roep ons 'n vas en gebed uit binne in 'n gemeenskap? Wat gebeur wanneer kollektief 'n klomp mense saam vas en bid? En dit is wat ek graag vir julle wil vertel vanmôre. Korporatiewe vas en gebed en wat die krag daarvan is. So, in die Ou Testament was die tempel altyd die plek van God gewees, God se huis. In die Nuwe Testament het ons die tempel geword en het die kollektiewe bymekaar kom plek, the dwelling place geraak, waar ons bymekaar kom. Nou, COVID het vir ons in 'n situasie gesit, waar ons ewe skielik geleer het hoe om aanlyn kerk te gaan. Is ek reg? In die gemak van jou eie huis, lê jy daar op jou bank, en as die sangers begin sing, kan hulle jou mos nie sien opstaan nie, maak jy nou eers jou koppie koffie vir die woord. Die Here het my gewys waarmee is julle besig by die huis. Maar daar's iets daarin, om saam met medegelowiges by mekaar te kom. Want jy sien, dis goed vir 1 week, dis goed vir 2 of 3 weke, maar daarna, dan raak het so eensaam en alleen. There's something about the dwelling place, as al hierdie tempels net by mekaar kom. En ons gaan na 'n paar skrifte verwys, wat dit gaan bevestig. So wanneer ons so by mekaar kom, erken ons God se koningskap, ons onderwerp onsself kollektief aan hom, en ons herstel 'n geestelike orde. En julle moet die woord geestelike orde onthou deur die preek, want aan die einde gaan ek vir julle dit verduidelik. So geestelike orde word herstel, wanneer ons so kollektief by mekaar kom. Nou Filippense 2 verwys na 'n proses wat genoem word kenosis. Daardie proses uit die Griekse term beteken dat ons onsself verloon. Met ander woorde, tydens 'n vas en gebed gebeur hierdie term. Ons verloon onsself deur om te sê dit wat ek ag as belangrik, dit wat ek ag as lekker, lê ek af en ek fokus myself op die Here. Dis 'n selfopoffering wat plaasvind. Maar daar's 'n ander betekenis daaraan. Dit sê ook dat dit is om nederig te word voordat die verheerliking plaasvind. Nou julle ken die skrifgedeelte sekerlik wat sê dat jy moet jouself, you must humble yourself so that the Lord can lift you up when the time is right. Julle ken dit, die Here gaan jou ophef op die regte tyd. Hierdie kenosis is presies daai proses, waar jy jouself aflê en dan word jy verheerlik op die regte tyd. Dan beweeg jy in jou posisie in op die regte tyd. Nou wat baie keer gebeur is, as jy nie mense om jou het nie, dan bly jy in die proses waar jy jouself humble. Want jy kom nie op 'n plek waar jy in jou roeping kan inbeweeg nie. Want sê nou maar die Here het jou geroep om koffie te bedien. Onthou om die ding te scan na die tyd, nê? Jy kan nie net vir jou vrou koffie bedien nie, want jy doen dit klaar. Die Here het jou geroep om in 'n posisie in te beweeg. En kyk gou hoe werk dit, hierdie kollektiewe kenosis proses. Wanneer jy jouself humble en die Here hef jou op die regte tyd, dan raak jy weer 'n servant. Al is jy 'n pastoor, al is jy 'n apostel, al het jy 'n gemeente van 400 000 mense, jy raak 'n diensknegt want jy bedien.
maar iets binne in jou gebeur, van hierdie plek van ek is niks nie, na die Here gebruik my vir iets. En as jy wonder of jy calling op jou lewe het, daar is 2 tipes mense. Daar's mense wat groei deur om te ontvang, en daar's mense wat groei deur om te gee. Julle het my, né? Om te bedien, beteken vir jou baie meer as om bedien te word. Nou ek het altyd hierdie verskriklike, slegte ding in my, dat ek kan nie maklik ontvang nie. Dis vir my die moeilikste ding. Ek weet nie om dankie te sê nie, ek weet nie of ek genoeg dankie sê nie, ek weet nie hoe om iets te vat by iemand. Maar ek weet hoe om te gee, en dit bring vir my baie vervulling. Is daar nog sulke mense? Ag, steek het jou hand op wat ek kan sien. Ok, sien die wat wil ontvang, wie is die mense wat vir jou iets gaan gee? As jy nie gekyk het nie, jy het dit gemis, jy moet wakker wees in die kerk. Ek het jou uitgehelp nou net. Meneer, as jou vrou haar hand opgesteek het, is jy 'n gelukkige mens. Goed, as ons gaan lees in die skrif in Filippense 2, dan wil ek graag die Amplified voorhou. Ons praat oor die kollektiewe vas en gebed, wanneer ons saamkom om onsself voor God te verneder. Therefore, if there is any encouragement and comfort in Christ, as there certainly is in abundance, if there is any consolation of love, if there is any fellowship that we share in the Spirit, if there is any great depth, affection and compassion, make my joy complete by, en dan begin die lys, being of the same mind, having the same love, dan sê dit towards one another, knit together in spirit, intent on one purpose, and living a life that reflects your faith and spreads the gospel, the good news regarding salvation through the faith in Christ. Do nothing from selfishness or empty conceit, through factional motives or strife, but with an attitude of humility, being neither arrogant or self-righteous. Regard others more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. En dan die laaste een. Have the same attitude in yourselves, which was in Jesus Christ. Look to him as your example in selfless humility. Hierdie proses waarvan ek nou net gepraat het Jesus self 'n behoefte gehad om dit nie alleen te doen nie. En hy maak 12 manne bymekaar. En hy sê, ek wil nie hierdie alleen deurgaan nie. Ek het mense nodig saam met my. In die vas en gebedperiode was hy vir 40 dae alleen. Maar ek glo nie dat dit die laaste keer was wat hy gevas het nie. Want hy stap 'n pad saam met hierdie 12 man om 'n sirkel om hom te maak. Hy is God en hy maak 'n sirkel om hom te ondersteun. So ons het nodig om saam met mekaar hierdie pad te stap. En daar's 'n kragtige uitwerking wanneer ons dit doen. En ek wil 3 punte aanbring rondom dit. Eerste ene is, korporatiewe vas, herstel God se verbondsorde. Nou, God se verbond was altyd met 'n groep en nie net met 'n individu gewees nie. As ons kyk na die skrifgedeelte wat in Levitikus 26 is, dan sê hy, en ek sal onder julle wandel en vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Die verbond sê dat ek sluit dit met julle. Wat ek talle kere sien, is as mense alleen saam met die Here pad stap, dan begin hulle vreemde goed aanhaal. Ek praat nie van die AGS kerk, jy kan enige groep behoort, maak seker hulle is in ooreenstemming met die woord. Maar het jy al agtergekom as mense begin alleen beweeg, dan kom hulle met die vreemdste goed vorendag. Dan dink ek, waar lees jy die goed? Want hulle is uit 'n plek uit waar hulle accountable is, en hoor my baie mooi. Julle is nie accountable teenoor my nie. Baie gesprekke vind plaas wanneer ons hier sit en in die koffiekamer by mekaar kom. Dan kan jy begin hoor waar trek ander mense. Jy hoor objektief wat werk en wat werk nie, want jy het 'n gemeenskap van mense wat by mekaar kom. Maar as jy alleen by jou huis is, kan jy so vinnig dink dat jy's okay met jou lewe. Die Here wil jou deel maak van 'n familie. Vir jouself, maar raai wat, ook vir die familie. Dis wonderlik om julle hier te hê.
Kyk, al sit julle nou so vir my en kyk net vanmôre. Lyk die eerste diens is maar nog moeg, jong. 10 uur dan vat hulle vlam. Maar as jy hier sit, is julle net so groot blessing vir my, as wat ek vir julle moontlik is. Want saam beteken iets in die gees gebeur, wanneer 'n klomp mense bymekaar kom. En dit beteken ons lê onsself af, want dit is moeilik. Die makliker deel is om alleen die Here te dien. En hoe verduidelik ek dit? As ons op 'n plek kom, waar ons te lank vat om te trou, nee? So ons is nou, ek wil nou nie ouderdom aan dit koppel, en dan kyk mense my nou hier uit die banke uit. Maar sê nou maar, jy het nou nie in jou prille jeug getrou nie. Hoe langer dit vat, hoe moeiliker is dit om in een huis mekaar se gewoontes gewoon te raak. Is ek reg? Dan sy prys die Here. En nog in die mark, maar ons is nie op 'n recording nie. Kom ons sê die volgende. Ek en Johanna trou, ek is 23 jaar oud. Sy is in die tweede diens en daar's 'n recording. Ek dink sy het my gevang, want sy was 25 gewees. Ek was nog 'n kind. Ons het saam in 'n garage gebly vir 3 maande. 'n Enkel garage. Nie 'n woonstel nie, nie 'n huis nie, 'n garage. Ons sleepbed wat ons vir ons trougeskenk gekry het, was daar in 'n badkamer, wat die buitekots was. Ons het vir 3 maande so gebly en dit was fyn. Want ons was nog te jonk en te dom. Ons het nog nie voorkeure gehad nie. Ons het elkeen maar net ingeval by mekaar en dit was 'n bietjie makliker geweest. Maar as ek nou hier met mense begin sit wat jare lank gevat het om te trou, jongens, dinge moeilik. Waar die glas neergesit word, en watter rigting die oorkoppie staan, of die kaste oop of toe moet wees, waar die handdoek lê, stamp maar. Dis moeilik. Hoekom sê ek hierdie goed? Want om deel te word van 'n familie is moeilik. Dit is selfopofferend. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy deel word, is there is a reward in becoming part of a family, but there's also a lot of sacrifices you need to make. So kom ons gaan gou soontoe. Ons kyk na Efesiërs 2 wat op die bord is. Hy sê, ek gaan die Engels vir julle lees, in whom the whole building is fitted together and grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Ons word saamgebou deur dat ons 'n woning maak. Die Afrikaanse ou vertaling sê om 'n woning te maak van God in die gees wanneer ons so by mekaar kom. Nou die getuienis van mense wat by mekaar kom en vas, ons het elke week nog na Josafat verwys, ons het laasweek in die individu in die saak verwys. Ek wil vandag gou vir julle sê, daar's iets in die gees besig om te gebeur as ons kollektief vas en bid. Want Josafat het nie hierdie op sy eie gedoen nie. Koning Josafat kry die hele volk om te vas en bid, en julle weet wat daar gebeur het. Tristan het dit mooi verduidelik, ek het die eerste week daaroor gepraat, maar kom ons sê weer. Wat is die kans dat jy gereed maak vir oorlog? En wanneer jy opdaag by die oorlogveld, dan is al die volke wat teen jou opgestaan het besig om mekaar te veg. Wat is die kans? Dis baie goed. Want as jy saam met mense vas en bid, beweeg jy iets in die hemel. So hoe werk dit in ons lewe? Daar's mos altyd 'n groepie wat by mekaar kom met beskuldigings. Is ek reg? En hulle praat met mekaar. En die platteland is so wonderlik. Die coffeeshops het 'n gees van skinder. En hoe weet jy dit? Hulle sit so oor die tafel. En dan het ek al die voorreg gehad om in te loop op so 'n gesprek wat oor my gegaan het. Het jy al gesien hoe eet iemand die bordjie waarin die koek is? Wat hier gebeur het, was almal wat teen die volk inkom, begin in mekaar in beweeg. En 22 jaar in die bediening het my dit geleer. Jy vas en bid net, en ek het 'n span wat saam met my bid.
As daar so iets kom, bid ek in afsondering, maar ek vra mense om saam met my te bid. En ek sit en kyk hoe daai twee beste vriendinne se vriendskap so maak. Want die Here stuur hulle onder mekaar in. Dis nog steeds relevant vandag. Jy het mense om jou nodig. Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy het mense nodig om saam met jou te staan in gebed. Is ek reg? Goed. Skrifgedeelte in 2 Kronieke 20 sê dan, en Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het 'n vas uitgeroep in die hele Juda. En Juda het by mekaar gekom, keyword, by mekaar gekom, om hulp van die Here te soek. En God self het daai geveg vir hulle geveg. Tweede opmerking wat ek wil maak. Eensstemmigheid skep 'n geestelike gesag. Die Engels sê dit net mooier. Unity creates a spiritual authority. Want jy sien, as ons alleen staan, dan het jy nie die backup nie. Nou, hoekom het ons backup nodig? Want ons is nie altyd on top of the world nie. Ons geestelike lewe is nie altyd fantasties nie. Of as jy van julle is wat so is, humble yourself. Maar, ja, jammer. Ons het mense nodig. Jy het nodig om iemand te bel en te sê, weet jy wat, dit gaan nie vandag goed met my nie. En ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik, om mense in jou lewe te hê, wat jou in jou swakheid kan sterk maak, op verskillende terreine verander jou lewe. Ek was byvoorbeeld laasweek Dinsdag, gaan ek hier op Parel toe met die hoofintensie om te gaan bedien. En toe ons so stop, toe dink ek, nee man, ons kan mos nie iemand by 'n haarsalon bedien nie. En daar stop ons. Toe sit 'n beauty salon. En toe ons instap, toe sê die dame vir my, pastoor, iemand wil jou bless met 'n facial. Ek jammer, ek speel nie golf nie. Hierdie is al wat ek het. Want hierdie het geval. En val op verskillende maniere. En weet julle wat net, toe ek daar gaan lê, toe huil ek net. En ek het net gehuil, en die vrou wat die beautician is, dink seker heerlikheid, hierdie ou gaan deur 'n helse tyd. En ek sê vir haar, you know how it feels when you come to minister and you are minister too. Daai onverwagste kant van iemand bel jou nie om oor hulle probleme te praat nie, maar hulle bel jou om saam met jou te bid. Is dit nie amazing nie? We need people like that in our lives. En hoor gou, dis meer as net 'n hartroerende storie. As jy mense het wat saam met jou staan, sê Matteus 18 vers 18, dat dan beweeg iets in die hemel. Hy sê, wat 2 of 3 in my naam by mekaar kom, wat ook al hulle vra, sal ek vir hulle gee. Daar's iets oor hierdie by mekaar kom, saam vas en bid, saam iets doen, wat groter is as om dit by jou huis alleen te doen. En dan die volgende skrif, ons het daai nou gelees, vers 19 tot 20, die volgende skrif, wat in Handelinge 1:14 is wanneer al daai mense in die bovertrek by mekaar kom, en hoor gou wat sê die woord, all these were continually devoting themselves to prayer, amplified, hoor wat sê die ou vertaling, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking, eendragtig volhard, saam en aanhoudend, volhard in gebed, en daar het iets gebeur, dat God sy gees uitstort, op hulle wat in die bovertrek is, hoor mooi, nie die toeskouers nie, hulle wat in die bovertrek is, beleef 'n bonatuurlike uitstorting van die Heilige Gees, eendragtig by mekaar, en hulle volhard in gebed. Handelinge 12 vers 5, is die volgende waar Petrus in die tronk is, en Petrus is dan in gevangenis bewaar, maar 'n vurige gebed is deur die gemeente tot God vir hom gedoen. En dit was sy deurbraak. 'n vurige gebed van die gemeente saam, wat saam bid word gedoen, en Petrus word aangeraak, daar waar hy is. So die gevolg van geestelike saamkom, en ons gaan nou 'n bietjie dieper praat as net emosies, gevoel of jou eie omstandighede, die duiwel bewe, as ons by mekaar kom.
Bose magte word uitgedryf en kragteloos gestel. Bindings word gebreek oor mense se lewens, wanneer ons so by mekaar kom, en wanneer ons saam bid vir 'n situasie. En ek wil dit verduidelik aan die derde punt wat ek wil bring. Korporatiewe vas en gebed, skuif God se seisoene. Nou die woord kronos, is die woord wat gebruik word, is die Griekse woord. Kronos word gebruik vir kronologies. Dit beteken, hierdie is hoe die dinge sou gebeur. Een volg op die ander ding. Talle kere wanneer ons die woord van God lees, dan hoor ons, daar's iets anders wat kan gebeur. Dat wanneer die volk by mekaar kom, dan kom daar 'n nuwe woord na die tafel toe wat sê, kairos. Kairos sê, in God se tyd. Nie kronologies nie, maar God sê dit moet nou gebeur, en dan geskied dit. Nou, daar's baie voorbeelde in die Bybel daarvan. Een van hulle is toe Moses mos na God toe kom en God sê, ek gaan die volk uitwis. Kronologies kon dit op die lys gewees het volgende. Met Ester waarna ons gaan verwys, kronologies was dit dat die volk uitgewis sou word. Dis hoe dit sou gebeur het, as niemand ingetree het nie, fokus mooi, want wanneer ons intree, dan kan die kronologiese proses wat sou plaasvind 'n omswaai kry. En jou lewe kan 'n draaipunt maak. Jou lewe kan 'n draaipunt maak, van dit wat sou gebeur het verander, en iets anders gebeur wat jy van die Here gevra het. Nou is die van julle wat dit al beleef het. Die normale sou in 'n sekere orde gebeur het, maar toe ons intree en ons begin bid, toe verander die Here die rigting van daai saak. Is die sulke mense? Want ek wil net gou vir julle sê, ek staan in Robertson, en dis een van my kairos oomblikke. Ek was baie gelukkig in Johannesburg. Ons het nou net 'n nuwe kerk gebou. Ek het nie eers 6 maande in die nuwe gebou kerk gehou nie. Kronologies sou ek daar oorgeneem het by my kollega. Maar omdat ons ingetree het en gesê het, Here, ons wil vir ons kinders 'n plek op die platteland gee om groot te word, het God ingegryp, kairos, alles draai en verander in een oomblik. Julle het my, nee, want julle sit, as julle my so kyk, herhaal ek, tot ek sien julle hoor wat ek sê. So dit is die kairos oomblik. Prediker 3 vers 1 sê, alles het 'n bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n sekere tyd. Dan kom ons in Daniël 9:3 waar ons hoor, daar kom 'n verandering, 'n draaipunt in kairos. Hy sê, en ek het my aangesig tot die Here God gewend, om hom te soek deur gebed en smeking, met vas en sak en as. En Daniël se situasie draai, toe hy begin het om saam te vas en te bid. Ek gaan nou kom by die nagmaalwoord, maar die Here sê gisterand vir my iets besonders. Hy sê, te veel mense is gemaklik met kronos. Te veel mense aanvaar, hierdie is hoe die lewe mag gaan wees. Dis maar hoe my lewe lyk. En die Here sê, ek wil kairos veroorsaak. Ek wil 'n draaipunt in een oomblik veroorsaak, laat alles verander. En Ester se storie was 'n kairos. Ester se storie was waar God 'n vrou ophef, op die regte tyd, en raai wat sy kon gesê het, nee. Sy kon gesê het, nee. Een van die, en, wag, ok, ek gaan dit maar sê. Imagine iemand anders het ja gesê wat nie so mooi soos Ester was. Daai een TikToker sê leliker as sonde. Dan sou die koning nooit haar raak gesien het nie. Dit was nie haar calling nie, dit was nie haar plek nie. Daar was een persoon om kronos te verander na kairos toe, maar sy kon dit nie alleen doen nie. Want sy sê toe vir die hele volk, en julle kan lees in Ester 4:16, go and gather all the Jews and fast for me, then I will go to the king. Sy kon dit nie alleen doen nie, maar sy was die enigste een wat dit kon doen. Hoor gou wat sê ek vir jou. Jou kairos oomblik kan net jy doen, maar jy kan dit nie alleen doen nie. Jy het mense om jou nodig om hierdie pad saam met jou te stap en kollektief saam met jou in te tree.
So, ek gaan oor na die nagmaaltafel toe, so hierdie is deel van die woord. Gisteraand sê die Here toe ek gaan lê en ek weet nou glad nie wat aangaan nie. Ek hoor die woorde en ek skryf dit toe hier onder neer op my notas, sonder die onderkant. Die Here sê, die Israeliete was 'n hele generasie wat die beloofde land gemis het, omdat hulle nie in eensstemming was met Moses en met die res van die volk nie. Ek sê, Here, maar as ek nou reg onthou in Numeri 14 en in Hebreërs sê dit, dat die volk het die beloofde land gemis weens ongeloof. En die Here begin skrif oopmaak in Numeri 14 en 16, hens dit nie op die bord is nie, want ek het dit nie neergeskryf toe nie. Gaan lees dit asseblief. Die volk het begin om Moses en Aaron uit mekaar uit te trek. Die volk het begin om vir Aaron te vra, waar is Moses? En Aaron was so moeg geweest dat hy vir hulle sê, wat wil julle hê? Hulle sê, ons soek 'n God wat ons kan sien. En hy sê vir hulle, goed, bring al julle juwele en hy maak die goue kalf. Moses kom, hy was nou in die Here in, en hy kom afgestap en hy sien hierdie beeld voor hom afspeel. Hy raak kwaad, en hy gooi, he threw the tablets down. En God sê, hy wil die volk uitwis. Kronos. Nadat Moses na homself kalmeer het, en die volk in die situasie is, toe hy weer by God kom en hy pleit vir die volk, toe sê God vir Moses, jy gaan dit ook mis. Ek sê, Here, wat beteken dit vir ons gemeente? En die Here sê, as julle die eenheid verbreek, gaan julle die belofte mis wat ek vir julle het. Moenie die eenheid verbreek nie. Staan saam. En hy vat my na Numeri 16 toe. En daar was 'n man met die naam Korag. Hy was een van die Lewiete gewees. Hy het in die koffieshop vir hom 250 ander tannies bymekaar gekry om te praat oor Moses en Aaron. En hulle het toe begin om vir Moses te konfronteer, want hulle het 'n wig probeer inbring. En Moses sê toe vir hulle, die Here sê, julle moet julle 4 panne bring, dan moet julle 4 maak en dan gaan ons offers bring. Die volk teenoor Korag en sy 250 man. Toe hulle sit teenoor mekaar, toe word Korag se offer nie ontvang nie. Hoe weet ons? Dat die rook nie opgegaan het nie. En dit was 'n reukoffer. En God sê vir Moses, verwyder julle self van Korag en sy manne, want ek gaan hulle vernietig. Sê vir die volk, hulle moet wegkom van Korag af, want ek gaan hulle vernietig. En God vernietig vir Korag en sy 250 man. Oordat hulle die eenheid verbreek het van samesyn. Pas op waarmee jy besig is as jy in 'n gemeente betrokke is. En dit pas aan vir my by die nagmaal. Julle sien, dis groter as net om by my oor Tristan te praat of by Tristan oor my. Dis groter as om net by die kerkraad en oor my te praat en by my oor die kerkraad te praat. Hier is 'n eenheid. En ons moet dit bewaar met alles in ons. Want dit vat een persoon om verdeeldheid te begin saai. En wanneer hulle collectively by mekaar kom, sê ek vandag vir julle, die Here gaan julle uitwis. En julle gaan die beloofde land mis. Want dis die woord wat God vir my gegee het. Nou wat het dit met die nagmaal te doen? Wanneer Jesus en sy 12 disippels by mekaar kom, het hulle hierdie moeilike gesprek. En hy sê, een van julle gaan my verloon en een gaan my verraai. By hierdie tafel. Vanmôre het jy 'n kans, en ek glo met my hele hart, Petrus was onskuldig, maar Judas het presies geweet. Judas kon nog draai, maar die woord sê mos al daar by die vrou met die albasterfles, dat hy iets in sy hart gehad wat nie reg was nie.
Wanneer ons aan hierdie tafel deelneem, wil ek hê dat hierdie vlees en bloed moet ons een liggaam maak. En dit was die prentjie wat ek gesien het. Elkeen neem deel aan 'n gedeelte van Jesus se liggaam en dit vorm vandag 'n eenheid as ons dit saam gebruik. 'n Eenheid wat vir jou 'n plek van beskerming bied. 'n Eenheid wat vir jou 'n veilige spasie bied. 'n Eenheid wat vir jou 'n familie bied wat vir jou gaan beskerm en bewaar. Maar meer as dit wat saam met jou 'n geestelike oorlogvoering kan voer, dat die duiwel bewe en die hemel beweeg. Om van 'n Kronos na 'n Kairos te beweeg in jou lewe as ons saam staan. Goed, ek gaan vra dat die mense wat my help met die nagmaal na vore kom. Die band kan vir ons opkom, baie dankie. Baie dankie. Oom, kan ek vir oom vra om vir my daar te help? Ons gaan vra dat die mense die nagmaal uitdeel, net 2 goedjies. As jy 'n besoeker is, welkom. Hierdie is nie die tafel van die AGS kerk nie, dis Jesus se tafel. So as jy wil deelneem, is jy meer as welkom. Die enigste kriteria is dat jy 'n ware wedergebore kind van die Here is. Die tweede deel van hierdie tafel vandag is, as jy vanmôre moet bely, as jy nie in die kerk is nie, jy's in 'n ander kerk of 'n groepering of in 'n familie of in 'n besigheid, bely voor die Here as jy die eenheid probeer verbreek het. En vra vir die Here om jou weer te humble, dat jy daai kanonesis moment het, waar jy kan sê, Here, ek lê myself af. Ek voel onregverdig behandel, ek voel te nagekom, maar Here, ek lê myself af met my eie begeertes. En ek skakel weer in by die eenheid. En mag vanoggend simboliseer dat ons in die Here, nie in die AGS kerk, julle weet ons doen nie hier lidmaatskap nie, jy hoort aan die hemel, dat ons een gemeenskap van die Heilige sal word, dat die duiwel bewe as ons begin bid. Amen. So hou asseblief die nagmaal in julle hande, ons gaan saam staan en dit saam gebruik. Baie dankie.